Vriende, baie welkom by ons Kersdag erediens van 2025. Oké, is so 'n bietjie met verlof en tot ons besluit, ons gaan nie die erediens lewendig uitsaai nie, maar ek gaan voor die tyd die preek van die dag vir u opneem. Mag jy en jou gesin in hierdie tyd die seën van die Here beleef, sy nabyheid. Maar meer as dit, mag jy op hierdie dag weer jouself en jou familie aan die Here toewy, 'n totale oorgawe maak aan hom. Vandag se tema is die naam wat Jesus kry by sy geboorte. Ja, jy het dit geraai, Immanuel. En wat wonderlik is van die woord Immanuel is dat dit ook 'n Ou Testamentiese agtergrond het. Dit is inderdaad profeseë vanuit die Ou Testament wat iets sê van God se karakter, wat vervul word selfs in die naam van Jesus toe hy gebore is. Ons het die afgelope paar weke 'n preekreeks gehad met die titel Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. En vandag gaan ons luister na die storie, agter die storie van die naam Immanuel. Maar voordat ons begin, kom ons bid saam. Here Jesus, hierdie is 'n heilige dag. Hierdie is 'n besondere Sabbatsdag, al is dit op die donderdag, want dis die dag toe u gewys het dat u nie net in die hemel gaan bly daar waar dit veilig is, sonder pyn en sonder swaar kry nie, maar u het een soos ons geword, om vir ons die gesig van Jesus te wys. En dis inderdaad wat die naam Immanuel beteken. Ek wil vra dat u ons vandag deur die skriflesing en deur die preek sal seën, dat dit vir ons nuwe insigte sal oopmaak, maar meer as dit, dat dit ons sal transformeer om toe te neem in liefde vir Christus, soos wat Paulus sê. Amen. Vriende, ek wil graag vir jou nooi om nou jou Bybel te neem en te blaai na Matteus 1 vers 18 tot 24. Matteus 1 vers 18 tot 24. So ek wil vra dat jy nou hierdie video sal stop vir 'n oomblik, dan lees jy op jou eie tyd in die teenwoordigheid van die Here Matteus 1 vers 18 tot 24 en as jy dit klaar gelees het, dan kan jy weer aangaan met die video en dan gaan ons saamgesels oor Immanuel. Vriende, in hierdie naam van Jesus is die hele karakter en inderdaad die hele evangelie opgesom. Immanuel, soos wat jy weet, beteken God met ons. En as daar een ding is wat ons weet van God, dan is dit dat hy die God is wat by ons wil wees. Dat hy afgekom het van die hemel af na die aarde toe om saam met ons te wees. Dis wie God is, die God wat met jou wil wees. So lees ons reg aan die begin van die Bybel in Genesis 1, dat God by ons wil wees, want hy is die God van verhoudings. Kom ek lees vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. So een van die eerste goed wat ons leer van God in die Bybel, is dat hy na homself verwys as ons. En as ons 'n bietjie verder in die Bybel lees, dan kom ons natuurlik agter die ons is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So die eerste ding wat ons leer van God is dat hy 'n ons is. Dit beteken hy is die God van verhoudings. Vader, Seun, Heilige Gees is in verhouding. God is verhoudings. En dan skep hy die mens. Hoekom skep hy die mens? Wel, jy het dit geraai, om in 'n verhouding met hom te wees. En dan op 'n stadium sien hy dat Adam alleen is en dan maak hy vir Eva. Hoekom? Sodat Adam ook in 'n verhouding met Eva kan wees. 'n Huwelik. So, God is die God van verhoudings. Hy is die God van intimiteit. Vriend, as jy al ooit gevra het, wat is die sin van jou lewe? Hoekom is jy hier? Dan is een moontlike antwoord oor die sin van jou lewe is, God het jou geskep om jou te geniet, om in 'n verhouding met jou
te wees. As jy al ooit 'n kind in jou lewe gehad het, dan weet jy die vreugde wat die verhouding bring met 'n kind. Jy sal jou kind nie verhuil vir die wêreld nie. Hulle is vir jou ontsettend belangrik. Rick Warren het dit nogals baie mooi gesê. Hy sê, you were planned for God's pleasure. God did not need to create you, but He chose to create you for His benefit, His glory, His purpose and His delight. Jy is geskep vir God se plesier, om in 'n verhouding met jou te wees, om naby jou te wees, om jou stem te hoor, om alles van jou te weet, sodat jy jou lewe met Hom kan deel. Die God van verhoudings. So as ons lees in Genesis 3 hoe hierdie verhouding tussen Adam en Eva en God werk, dan kom ons agter dis 'n intieme verhouding. Dis nie net 'n verhouding op 'n afstand nie, om die waarheid te sê, God het al in Genesis 3 met Adam en Eva 'n intieme verhouding gehad. Vers 8 sê, hulle, dis Adam en Eva, het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, teen die tyd wat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? So Genesis 3 sê vir ons dat God het 'n gewoonte gehad om in die aand af te kom na die tuin, wanneer die aandwind opkom, en dan het hy gewandel saam met Adam en Eva. Dink gou vir 'n oomblik daaraan, as jy elke dag 'n vaste afspraak het met God waar jy saam met hom kan wandel, wat sou jy vir hom gevra het? Hoe sou daai gesprek verloop het? Nou ons kan natuurlik, omdat die Heilige Gees in ons is, ook elke dag op 'n bepaalde tyd in die Here se teenwoordigheid kom. Ons noem dit stilte tyd. Nou natuurlik, Genesis 3, doen Adam en Eva die een ding wat God hulle vra om nie te doen nie. Hulle eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Sonde word gepleeg en uiteindelik word hierdie verhouding tussen Adam en Eva en God versteur. Dit bring skeiding tussen God en die mens. En die vraag is, wat sal God se reaksie wees nou dat Adam en Eva die een ding gedoen het wat God hulle gevra het om nie te doen nie? En let op, wat is God se reaksie? Adam en Eva is besig om weg te kruip want hulle voel skuldig, hulle het sonde gedoen, maar God se reaksie is om nog steeds af te kom, soos wat die ritme van intimiteit was saam met hulle. En toe hy sien hulle kruip weg, toe begin hy nie deur te skel en te skree en hulle af te skryf nie. Nee, hy soek hulle op en vra, waar is jy? Die God wat soek na intimiteit, die God wat soek na verhouding met die mens. Nou 'n paar jaar later, heel wat later, word Israel bevry uit Egipte uit deur Moses. En hulle is in die woestyn. En hulle het meeste van die kennis van die ware God verloor in Egipte, so hulle kry die 10 gebooie op die berg Sinai, sodat hulle verhouding met God herstel kan word. Die offerandes word ingestel, en dan bou God in die woestyn 'n tabernakel. Hy sê vir Moses om 'n tabernakel te bou, en die vraag is hoekom? Ons kry dit in Eksodus 25 vers 8 en 9. Hulle, die Israeliete, moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. Die tabernakel en al sy toebehore moet gemaak word, presies volgens die plan wat ek jou gewys het. So hulle moet 'n tabernakel bou in die woestyn, want hulle is besig om weer na Egipte kennis op te doen van die ware God. Maar nou die kennis, die 10 gebooie, is nie net 'n stel reëls en regulasies nie. Nee, dit gaan oor verhouding. God wil by hulle wees, soos in die tuin van Eden van ouds. God sê hy wil by hulle kom woon. Hy wil by hulle wees. So die tabernakel, vriende,
en jy sal dit onthou uit jou katekese dae uit, was soos 'n mobiele tempel gewees in die woestyn. En daar moes offerhandes gedoen word, want nou het Israel sonde gehad en om hulle verhouding met God te herstel, moes daar offerhandes wees en Aaron een keer 'n jaar op die dag van versoening, Yom Kippur, moes 'n offerhande bring vir die sondes van die volk, sodat verhouding herstel kan word, sodat daar weer intimiteit kan wees. So hulle moet met groot moeite hierdie mobiele tent bou, hierdie mobiele tempel, die tabernakel, sodat God by hulle kan woon. Nou as ons nou nog vorentoe spring na Kersfees, en hoekom het Jesus mens geword en onder ons kom woon, dan kry ons dit in die baie bekende Johannes 1 vers 14, wat verduidelik hoekom Kersfees. En dan staan daar die woord, dit is Jesus, het mens geword en let op, onder ons kom woon. Dieselfde woord as wat gebruik is vir die tabernakel. So God is die God wat saam met ons wil woon. En hier is die Hebreëse woord wat gebruik word in Exodus 25 vers 8. En hier is die Griekse woord wat gebruik word in Johannes 1 vers 14. Dieselfde woord, dieselfde stam, dieselfde betekenis. Die God wat graag by jou wil woon. Die God van intimiteit. So, hoekom Kersfees? Wel, Lukas 2 vers 7 beskryf dit vir ons. Jesus word gebore, sodat ons hom kan leer ken van aangesig tot aangesig. Want in die Ou Testament kon jy nie die gesig van God sien nie, want jy sou sekerlik sterf, maar nou in die Nuwe Testament, omdat hy kom as 'n mens, hy neem ons vorm aan. Daarom kan ons hom leer ken van aangesig tot aangesig, sonder om te sterf, want hy wil by ons woon. Kom ons lees vers 7. Sy, dis Maria, het haar eerstelingsseun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Let op twee dinge wat interessant is in hierdie vers. Maria moes Jesus neerlê in 'n krib. Hoekom 'n krib? Want daar was nie plek vir hulle in die herberg nie. Julle ken die verhaal. En toe moes hulle gaan bly in 'n stal. En 'n stal is 'n tydelike woonplek van diere. Dis soos 'n tent in die woestyn, dis 'n tydelike plek waar Jesus gebore word. Tabernakel, stal. En dan die tweede belangrike ding is, let op die doeke. Het jy al ooit gewonder, hoekom is Jesus in doeke toegedraai? Hoekom het Maria nie voorsiening gemaak dat Jesus gebore sou word nie? Hoekom het sy nie vir hom baba kleertjies saam op die reis geneem nie? Wel, daar's moontlik, en ek spekuleer, twee antwoorde daarvoor. Die een is, miskien het Josef en Maria nie verwag dat Jesus gebore sal word in Bethlehem nie. Miskien het hulle gehoop, hulle kan terugwees in Nasaret, wanneer Maria vir Jesus in die wêreld bring. Maar natuurlik, en ons het laasweek daaroor gepraat, het God dit so bestem dat Jesus in Bethlehem gebore sou word, want dit is 'n vervulling van 'n Ou Testamentiese profesie, en daarom word hy in doeke toegedraai. Dis al wat hulle by hulle gehad het. Die NIV praat van swaddling cloths. Nou, hoekom noem Lukas dit? Onthou dat Lukas was 'n mediese dokter. Hy was ongelooflik presies. En as hy so 'n stukkie detail in die teks sit, dan beteken dit iets. Jesus is in doeke toegedraai. Nou, daar's 'n ongelooflike teoloog met die naam van Joe Amaral, en hy het 'n boek geskryf,
Understanding Jesus. En hy praat oor die antieke konteks van die tyd en hoe dit ons kan help as jy die Bybelse inligting het om die verhaal van die evangelie beter te verstaan. En hy skryf spesifiek oor die doeke waaraan Jesus toegedraai is. Hy sê, the practice of the day, and one that continues in some Middle Eastern cultures today, was that if you were to go on a lengthy journey, you would bring with you special strips of cloth that were used for wrapping a dead body. We know that Joseph and Mary were on a long journey because of the census being taken at the time. Joseph would have had his burial cloth along with him, and that was what Jesus was wrapped in at his birth. So in hierdie tyd, as jy moes reis, moes jy jou kleed waarin jy begrawe word, saam met jou reis. Want dit is geweldig gevaarlik om te reis. Jy kan enige tyd doodgemaak word. So jy moes jou doodskleed saam met jou reis. En dit is al wat Maria gehad het om Jesus in toe te draai. So hier is die punt. Jesus word toegedraai by sy geboorte in 'n doodskleed. Dis die punt wat Lukas probeer maak. Onthou die offerandes by die tabernakel, wel die doodskleed is 'n verwysing daarna dat Jesus selfs by sy geboorte bestem is daarvoor om uiteindelik te sterf, sodat die verhouding tussen ons en God herstel kan word. Onthou jy dat toe die disippels in die leë graf ingaan van Jesus nadat hy opgestaan het, toe kry hulle ook opgevoude linne in die graf, die doodskleed van Jesus wat uitgetrek is. So doodskleed by Jesus se geboorte, doodskleed in die oop graf. En dit alles het te maak met die Immanuel God, die God wat enige prys sal betaal, sodat hy by ons kan wees. So nou, maak hierdie naam Immanuel baie meer sin. Matteus 1 vers 23 wat ons vanoggend gelees het in ons stilte tyd. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit beteken God by ons. Die God wat van Genesis af by ons wil wees, wat saam met ons wandel in die tuin, wat vir Moses 'n tabernakel laat bou het en offerhandes ingestel het, sodat hy by ons kan wees. Jesus wat in 'n stal gebore word, om by ons te wees. Maria wat Jesus in 'n doodskleed toedraai, sodat die verhouding met God herstel kan word, want God wil by ons wees. En hierdie doodskleed wat Jesus uiteindelik uittrek toe hy opgestaan het, om te wys dat dit vervul is. Sy doel op aarde waarvoor hy gekom het en waarvan ons al reeds lees by sy geboorte is vervul toe hy opgestaan het en hy los die doodskleed in die graf, want hy het opgestaan, hy is nie dood nie. So Immanuel. Vriende, dis die naam wat Jesus gegee word by sy geboorte. Nou wat beteken die naam Immanuel? Weet julle, hierdie is een van die goed, as ek dit sommer net kan ingooi, wat my pa my geleer het. My pa was 'n professor in Ou Testament en hy het 'n doktorsgraad gehad in Semitiese tale, in Arabies en in Hebreëus. En hy het so gereeld vir my verduidelik, wat beteken Immanuel? Waar kom die woord vandaan? En dit bestaan eintlik uit 3 dele. Die eerste deel is Im. En Im beteken God in assosiasie met jou. Die God wat by jou is. Maar meer as dit het my pa altyd gesê, Im beteken eintlik
die God wat vir jou is. So die eerste gedeelte is wat beteken in assosiasie met jou. Die nu, Immanuel, beteken jou en Immanuel, beteken God die Almagtige, Elohim. So vriende, Immanuel, die naam van Jesus op Kersdag, die dag wat ons vandag vier, beteken hy is die God wat by jou wil wees. Maar meer is dit, hy is die God wat vir jou daar is. Vriende, mag hierdie Kersfeestyd in hierdie naam van Jesus vir jou 'n besonderse betekenis hê. Maar dan wil ek jou ook uitnooi om tyd te maak met hierdie God wat graag net by jou wil wees. Nie omdat hy jou nodig het nie, nee, God het reeds alles, maar omdat hy jou lief het. Omdat hy saam met jou wil wandel, omdat jy geskep is vir sy plesier. Mag jou nuwejaarsvoorneme wees, want ons is al amper by die einde van die jaar, om meer tyd te maak in stilte tyd. Meer tyd te maak met die skrif en gebed en lof en aanbidding. Miskien volgende jaar te probeer om elke Sondag in die kerk te wees. Want hy is die God Immanuel, die God met ons. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons op Kersdag weer die naam Immanuel kan herontdek. Dat ons kan gaan kyk na die profetiese voorspellings oor wie God is en hoe God uiteindelik is wie Jesus is. Dat ons die gesig van die lewende God in Jesus kon sien. Soos wat Jesus gereeld gesê het, as julle my ken, dan ken julle ook my Vader. Here, ons lewe in 'n wêreld waar baie mense sonder hoop sit. Waar baie mense in 'n donker put is, waar mense verslae is. En mag ons hulle gaan vertel van hierdie Immanuel, die God wat nie net met ons wil wees nie, maar die God wat vir ons is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, net een vinnige afkondiging. So volgende Sondag die 28ste is ons oggenderediens, die enkeldiens, nog steeds 9:30 in die oggend, maar neem asseblief kennis daarvan dat ons vakansiedienste en ons lang naweekdienste van 2026 af na 9:00 toe skuif. Dit beteken die 4de Januarie se erediens is 9:00 en nie meer 9:30 nie. En dan wanneer die skole oopmaak, hier rondom die 18de Januarie, begin ons weer met dubbele dienste, maar dan die eerste diens, die klassieke diens, gaan 8:30 wees en die gesinsdiens, waarin die kategese en die Bybelskool vir die tieners is, begin 9:15. Mag jy en jou gesin 'n baie geseënde tyd beleef met die Immanuel God.